Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Ek kyk die ander dag na 'n program op TV, een van hierdie sogenaamde make-over programme. En ek is nog altyd voel nie baie gemaklik oor al hierdie fillers en botox en goed wat vrouens en mans in hulle lywe inspuit nie. Nou blykbaar is dit 'n baie algemene gebruik en is ek so 'n bietjie oudmodies, maar dit voel vir my dat 'n ou nooit weet wat gebeur met 'n ou as 'n ou nou ouer is nie, en dan sak die goeders maar uit of in of wat ook al. Maar ek kyk na hoe krampagtig mense poog om jonk te probeer bly, om goed te lyk. En smaakmakers, influencers doen geweldig baie om produkte te bemark wat dan nou eintlik hierdie ewige jeug beloof. Nou, as 'n mens al 'n bietjie geleef het soos ek, dan weet mense ook dat jy gaan nie dit kan keer nie. Ons ouderdom is die groot gelykmaker. Jy kan hom so 'n bietjie poets en laat lyk of dit jy anders te lyk of omkeer, maar dit kom half vir jou. Maar ek dink so aan die hele ding van, maar wie dink ek, wie is ek regtig? En ons word so beïnvloed om iets te probeer wees wat ander mense wil hê ons moet wees, en wat die wêreld eintlik maar sê wie ons is. Maar ek luister na 'n gesprek van Trevor Hudson, 'n persoon wat ek graag na luister, wat praat oor, maar wie is ons en wat bepaal ons beeld van onsself. En dan praat hy van, maar ons het nie nodig om 'n make-over te kry of iets te word en 'n bepaalde beeld wat opgebou, of image, dis 'n mooi Engelse woord, te kry nie. Ons het al reeds ons beeld, ons is beelddraers van God. Ons hierdie beelddraer van God wees impliseer dan 'n klomp goeders, en dit is onder andere dat ek geen skade aan iemand anders te wil doen nie, dat ek wil goed doen, en hierdie beeld word versterk soos wat ek in intieme gemeenskap met God leef. Ek het soveel in my lewe al gevoel dat die storms van die lewe oorweldig my, maar wanneer ek stil word en in sy teenwoordigheid kom, beleef ek sy liefde vir my. En sy volmaakte liefde laat my besef dat ek vir hom kosbaar is. Nie oor hoe oulik ek is nie, maar wie hy my gemaak het, en sy vernuwende en transformerende krag deur ons Here Jesus Christus. Jy hoef nie te probeer om die heeltyd okay te wees, want as jy in die spieël kyk en jy sien die uiterlike wat daagliks besig is om te vergaan, weet net hoe bevrydend is dit om te besef dat dit my nie definieer nie. En ek hoef nie krampagtig te poog om goed te lyk en beeld te bou nie. Ek is beelddraer van God. Luister mooi hoe sê Genesis 1 vers 27 dit. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Nakie Shrink. Kan vir my skryf, eugenekemp@me.com.